Dit in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie donderdag, die 23ste April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. In Johannes 8, vers 12 tot en met 59, sien ons 'n gesprek van Jesus oor sy goddelike sending. Jy weet wat vir my baie keer 'n skok is. Menigmale is wanneer ek hoor mense sê, dis nie nodig om jou Bybel te lees nie. Die Bybel gaan jou nie in die hemel bring nie. Die Bybel gaan jou nie in die ewige lewe bring nie. Maar in 'n mate is dit so verkeerd. Ja, dis die verlossing van Christus. Maar sy eie woorde aan ons is, om in sy woord te bly. En daarom wil ek vanmôre hierdie gedeelte deel met u. Want jy sien, wanneer ons nie die woord lees nie, gaan ons nie Christus ken nie. Dan gaan ons nie weet wat hy van ons verwag nie. Ons gaan nie weet hoe wil hy hê ons moet wandel nie. As ons nie in sy woord is nie, gaan ons nie die waarheid ken nie. As ons nie in sy woord is nie, as ons dit nie lees nie, dan kan ons mislei word in hierdie dae. Want daar is soveel mense deesdae wat die woord deel, maar die mense is so baie mislei, omdat hulle die woord nie verstaan nie. Soveel mense laat afvallig word, omdat hulle die woord nie verstaan nie. En jy sien, wanneer hulle iets hoor wat hulle dink die waarheid is, dan vat hulle dit, hulle neem dit, sonder om ondersoek in te stel. Johannes 8, vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hoe moet ons Jesus volg? Sien, Johannes 1 vers 14 sê, dat Jesus het gekom in vlees. Hy is die woord in vlees. So, om hom te volg, moet ons sekerlik weet wie hy is. My vraag vanmôre is juis, ken jy vir Jesus Christus? En die ander vraag is, ken Jesus Christus vir jou? Sien, ek hoor gister 'n baie goeie woord van iemand af, en hy sê, as jy nou daar by die Withuis kom, daar by die hek, en jy gaan in, gaan die wagte jou stop, en jy kan sê, maar ek ken die president, ek ken hom, gaan hulle jou laat ingaan? Of gaan die president uitkom en sê, ek ken hom, laat hom inkom? Is nie omdat ek nou die president vergelyk met Christus nie, ek wil net jy moet die prentjie kry. As ons daar by die poorte kom, en ons stap in, gaan die engele ons laat deurgaan, of gaan hulle ons stop, en as ons sê, maar ek ken Christus, ek ken hom, gaan Jesus kom en sê, maar ek ken hom, laat hom inkom. Want jy sien, ons moet 'n verhouding met Christus hê. As ons nie 'n verhouding met Christus het nie, hoe gaan hy ons ken? Hoe gaan hy ons aanvaar as sy diensknegte? As sy broers en susters, sy seuns en dogters? Hoe gaan hy ons aanvaar? As ons nie 'n intieme verhouding het met hom nie. Hoe gaan ons 'n intieme verhouding hê met hom as ons nie die woord lees en hom leer ken nie? Wie in my lig wandel, wie my volg, sê hy, sal nie in die duisternis wandel nie. Ek gaan net 'n sekere paar verse aanhaal. Vers 21 sê, en Jesus het weer vir hulle gesê, ek gaan weg en julle sal my soek en in julle sonde sterwe. Waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Vers 29, en hy wat my gestuur het is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Jesus het gekom as 'n voorbeeld, 'n voorloper. En dan is daar mense wat dink,
om nie sekere dinge toe te pas in hulle lewe nie. As Jesus ons voorgeloop het, dan moet ons doen wat hy gedoen het. Die dag toe hy sy bediening begin, het hy Johannes die Doper ontmoet by die water. Daarna het hy vir 40 dae in die woestyn gevas. Toe was hy deur die duiwel versoek, en toe het hy sy disippels gaan roep, uitgeneem. Hy het laat hulle 'n groot visvangs kry, voordat hulle hom volg. En daarna is hy na die bruilof, waar hy die water in wyn verander het. En daarna het hy gegaan en hy het mense genees en al die wonderwerke gedoen wat ons kan aandink, wat geskrywe staan. Sien vers 31, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Luister mooi, die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Hoe gaan ons Jesus se woord ken as ons nie ons Bybels lees nie? Want dis net in die evangelieboeke wat sy woord is. Dis nie net daar nie, dis ook in die Ou Testament waar Jesus uitgelig word, die ark van Noag, waar ons 'n tipe van Jesus sien. Want die wat gered is deur die water, het in die ark ingegaan, in die belofte van God ingegaan. En die wat nie geglo het nie, het agtergebly en hulle is weggespoel deur die water. Jy sien, daai hout ark is ook die kruis van Jesus. As ons deur die kruis gaan, wanneer ons wedergebore is, dan is ons in Jesus. Ons gaan hom glo, ons gaan sy woord deursoek, ons gaan hom soek in die woord. Vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. 38, ek spreek van waar ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle Vader gesien het. Dit is harde woorde. Ek spreek van wat ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle Vader gesien het. Vers 36 so 'n bietjie terug, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. My woord geen ingang in julle vind nie. Ek vra u vanmôre, vind die woord van Jesus ingang by u. Doen self ondersoek. Doen die moeite. Vers 42, en Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. 43, waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle nie na my woord nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Ken u die spraak van Jesus? Ken u die woord van Jesus? Weet u wanneer hy met u praat? Of is u nie seker nie? Want u ken nie die woord nie. Vandag doen ek 'n beroep op u. Lees die Bybel. Lees hom. Want daarin leer jy die stem van Christus ken. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag kom ek Here en ek vra dat U ons elkeen sal vergewe, omdat ons soms dink dat ons nie nodig het om die Bybel te lees nie, maar U het mense gestuur wat hulle lewe geoffer het, sodat ons die Bybel kan hê. En ons dank U daarvoor vir elke lewe wat gegaan het, Here, sodat ons vandag kan sit in vryheid en ons Bybels kan lees. Vader, ook nie oral nie, want baie lande word mense vervolg, omdat hulle Bybels het. Wees ook met hulle, Here, op hierdie dag. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel. Moenie laat die wêreld jou mislei nie. Groete.